Jy sien 'n Nike afslag van 30%. Dit klink lekker, né? Maar wat as jy 100 vrugte verkoop en 20 is vrot? En wat as elke item verskillende afslag het? Hoe weet jy hoeveel jy regtig spaar of verloor? In vandag se video wys ek jou hoe om hierdie probleme maklik op te los en dalk ook hoe om slimmer inkopies te doen. As jy hierdie video's geniet, like, subscribe en deel met 'n vriend, want vandag gaan ons jou probleem oplos. Persentasies in 'n winkel, afslag. Soos ek vir gesê het, persentasies word alledaags gebruik. Nou almal van ons het al gesien, koop 'n paar Nike tekkies op 'n 20% afslag of op 'n 50% afslag. So in hierdie voorbeelde kyk ons na eerstens wanneer iets op 'n afslag is, hoe ons bereken wat die koste van daai produk sal wees. Dan byvoorbeeld wat's die verlies wat ons kan ly as ons 'n sekere gedeelte van ons produkte sou verloor. En dan ook natuurlik die optel met persentasie. So as jy afslag kry, verskillende pryse met verskillende afslagbedrae, wat jou premie dan of jou koste dan sal wees in totaal. So die eerste enetjie begin ons lekker maklik. Jy spaar vir 'n paar Nike hardloopskoene wat R2800 kos. Sportsmans Warehouse bied 'n 50% afslag op die skoene. Nou ek sê vir jou, ek is daar. As ek 'n 50% afslag op skoene kry, is ek daar. Ek soek lankal vir myself 'n nuwe paar Nike Pegasus tekkies. So as daar 50% afslag is, gaan ons afgaan na 'n baie groot besparing toe. So nou vra hulle, wat is die nuwe prys van die skoene na die afslag toegepas is? So belangrik, ons moet ons vraag behoorlik lees. Die vraag sê, wat is die nuwe prys na die afslag toegepas is? So daai is wat ons wil bereken, wat gaan dit kos? Nie wat is die afslagbedrag nie, wat is die nuwe prys? Okay, so eerstens, ons begin met 'n lekker getalsin en ons sal weet, sê nuwe prys is gelyk aan 50%, so ons sal weet, dis 50% van die R2800. Okay, nou hoe bepaal ons dit? 50% in die eerste video het ons vir jou gesê persentasie. Ek het actually bietjie nog gaan oplees, percenta kom van per century af, wat actually, dis hoekom 'n century is mos 100, so persentasie beteken 50 uit 100. So my teller is 50 en my noemer is 100, en onthou dat van beteken mal, en ons wil hê 2800 op 1. Okay, goed, so ek gaan net gou weer vir jou hier 'n vinnige recap skryf. Wanneer ons van 'n van som doen, beteken dit mal. As ons sê som van, beteken dit plus, en as ons sê die verskil is dit minus. Okay. So nou vra hulle vir ons, wat is die nuwe prys na die afslag toegepas is? Ons doen 'n lekker van som 50% van 2800. Okay. En ons gaan eerste plekkie, altyd sal ek sê, vereenvoudig jou breuke so ver as wat jy moontlik kan. So ek hou van oorkruis, lekker ons vereenvoudig hierdie in eerste. So kom ons deel bo en onder hier deur 10, dan het ek 5 op 10 mal 2800 op 1. So onthou, 15de se ekwivalente breek is 50 honderdstes. So ons gaan herskryf hom. Ek gaan net bietjie groter skryf vir julle. So dis nie 50 nie. 5 op 10 mal 2800 op 1. En 5 op 10 kan ook verder vereenvoudig word, want ons weet 5 gaan in 10 in 2 keer. So ek kan hier sê 5 gaan homself in 1 keer en 5 gaan in 10 in 2 keer. So jy hoef nie al hierdie stappe te skryf nie. As jy weet 50 op 100 is 'n half, more power to you, dis wonderlik. Maar ek hou daarvan om lekker deeglik te wees, om te kan sien hoe het ek gedink, en dan as ek my foutjies miskien gemaak het, kan jy altyd teruggaan en sien, dis waar die fout in gekom het. So, 50 honderdstes is dieselfde as 'n helfte, en ons sê mal, ek het my 2 bietjie mooier maak, mal 2800 op 1. En kyk hoe maklik is daai nou. Nou sê ons net, okay, dis die helfte van 2800. So daar's 'n vinnige wenk. 50% beteken dieselfde as 'n half. Okay? So as ek 'n 50% afslag het, gaan ek die helfte van die koste betaal, en ek mal bo en ek mal onder. 1 mal 2800 is 2800, en 2 mal 1 is 2. So eintlik vra ons net, wat is 2800 gedeel deur 2, en daai is 'n eenvoudige deelsom op hierdie stadium, veral in graad 8 vlak, dis 1440
Waarvoor sal jy punte kry wanneer jy nou hierdie sommetjie gedoen het? Eerstens gaan ons waarskynlik op graad 7 vlak definitief gaan jy 'n punt kry vir jou getalsin, graad 8 hang maar af, vra vir jou onderwyser, klastoetse, moontlik, eksamens, onwaarskynlik, en dan, ek het dit as 'n breek gaan skryf, so 1, 2, ek het dit gaan vereenvoudig, 3, en ek het my antwoord, totaal 4 punte. Great. Daar is nog 'n manier wat jy dit sou kon doen, ek wil dit net vir jou wys hoe jy dit sou kon doen, ek gaan net daai 50 wegskryf, daai van som notatjie wegskryf, en ons Nike skoen net klein bietjie kleiner maak. OK, so ek wys dit vir jou 'n alternatiewe manier om hierdie op te los. Onthou in wiskunde, en die rede hoekom ek hierdie vir jou wil wys is, daar's altyd meer as een manier om by 'n antwoord uit te kom. Daar's nooit in die lewe net een reguit pad nie, so jy kan allerlei paaie vat om by jou antwoord uit te kom. So opsie nommer 2 sal wees, ek wil weet wat is 50%. So ek gaan net hier presies langs gaan skryf. Kom ons vat sommer my swart pen nou. So 50 op 100 mal 2800 op 1. En wat ons nou gaan doen is, ons gaan sommer lekker maklik sê, okay, maar 100, ek kan hier deel deur 100 en ek kan daar deel 100. Nou het ek 50 mal 28 en 1. So basies 100 gaan in 100 in 1 keer en 100 gaan in 2800 in 28 keer. Okay? So nou het ek 'n bewerkingkie daar, 50 mal met 28 en ek gaan hom net vir jou hier langs aan doen. As jy in graad 8 is, gaan jy waarskynlik vir hierdie al 'n sakrekenaar kan gebruik. So skiep bietjie vorentoe as jy graad 8 is, of as jy net gou jouself weer bietjie wil toets, doen die bewerking. So ek het 50 mal 28, 0 mal 8 is 0, 0 mal 2 is 0, ek sit my 0 daar, 5 mal 8 is 40, 5 mal 2 is 10, plus die 4 is 14. OK, lyntjie trek, daar sê, 0 plus 0 is 0, en 0, en 1, en 4. OK. Terug by hierdie een, so basies gaan ek dan van daar af gaan en ek sê 50 honderdstes van 2800 is 50 mal 28 op 1 mal 1 en 1 mal 1 is net 1. So ons sê net 50 mal 28 en 50 mal 28 is 1400. OK, weer eens, punt daarvoor dat jy dit as 'n breek gaan skryf het, hier sal jy onderwyser nou sien, wow, jy het lekker baie gaan vereenvoudig, punt daarvoor dat jy gesien het, dis net 'n malsommetjie op die einde, en 'n punt vir jou finale antwoord. Okay, ek gaan net hier onderaan dan vir ons 'n antwoordsin bysit. So, wat is die nuwe prys van die skoene na die afslag toegepas is? So, die nuwe prys is R1400. Yes, daar is lelik. OK, R1400. OK. Van graad 9 af gaan jy regtig baie min getalsin en antwoordsinne skryf. Jy gaan baie meer algebraïs begin werk. So hierdie is nou jou laaste deeltjie van jou skoolloopbaan waar jy regtig sinne gaan skryf in wiskunde, waarskynlik. Onthou altyd, elke onderwyser is anders en merk anders. So gesels met jou onderwyser oor wat die verwagting is.